Middag al my mede-reisigers, mede-refugees, aspirant-refugees, non-refugees. Vandag het ek my Elijah moment en ek wou dit graag met julle deel. Vandag voel ek soos Elia, moedeloos, depressief, moeg, bang, alleen. En toe het ek my toevlug na die woord van die Here geneem en ek het gaan lees oor Elia. Elia se storie kan ons kry in 1 Konings 19. En daar is so 'n mooi opsommingkie wat ek gekry het. As selfs 'n groot, magtige profeet soos Elia met sy reputasie 'n oomblik van burn-out kon ervaar. Depressie, angs. Wie is ek en jy? Wie is ek en jy? So vandag het ek my Elia moment en ek deel dit graag met julle. Overwhelmed by fear, exhaustion and discouragement, he fled into the wilderness. In deep despair, he prayed to God, then lay down and fell asleep. God cared for him tenderly by sending an angel who brought him food and water to rejuvenate him for the journey ahead. Ek het daar ook net weer eens onthou, daar is 'n vers in Psalm 127 wat sê, hy gee aan sy geliefdes in hulle slaap. Ons moet rus, ons moet nie wakker lê en aan slapeloosheid ly nie. Die Here wil hê ons moet rus. Toe kom die woordjie refuge, soos 'n refugee, ook by my op. Ja, ons is refugee status aangebied deur DJT en Amerika, maar ons is heel eerste refuge aangebied deur die Skepper van hemel en aarde. In 2 Samuel 22 en in Psalm 18 lees ons van Dawid se lofsange teenoor God as sy refuge. Toe sien ek ook in 1 Konings 19 waar Elia se storie opgeteken is, in verse 19 en 13 vra die Here vir hom, "What are you doing here, Elijah?" Terwyl Elia homself gelê en bejammer het onder die boom en in die grot, het die Here 2 keer vir hom gevra, "What are you doing here, Elijah?" Want Elia het 'n werk gehad om te doen. Hy het 'n missie gehad. En sy reis en sy missie sou nie van self gebeur het nie. Sou nie in die grot of onder die boom gebeur het nie. En toe ek dit nou lees, toe voel ek bemoedig en humbled. Want as Elia so kon gevoel het, wie is ek en julle? Maar dan is ek ook gerusgestel, want as die Here genade en tendernis gehad het vir Elia, het hy dit ook vir ons. Ek wil julle bemoedig vandag, dat die Here vir ons sê, "What are you doing here?" In 'n bonneltjie, in 'n grot, onder die boom,
Hy het groot planne vir ons. En die reis het nou eers begin. So wees versterk, wees bemoedig, rus, eet, slaap, bid en ontvang krag van die Heilige Gees vir die reis vorentoe. Groetnis, vriende, tot later.